In hierdie lesie begin ons nou weer kyk na algebraïese uitdrukkings. Julle het in graad 8 al geleer van algebraïese uitdrukkings en ons gaan net gou weer kyk na dit wat julle in graad 8 geleer het. Julle het in graad 8 begin deur te leer van algebraïese taal. Kom ons herinner net gou weer wat ons alles geleer het. Ons gebruik nou in algebraïese taal letters, byvoorbeeld A, B, C, X, Y ensovoorts, as plekhouers vir 'n onbekende getal of waarde. Wat is 'n algebraïese uitdrukking nou weer? 'n Algebraïese uitdrukking is 'n simboliese beskrywing van 'n stel berekeninge wat op verskillende waardes van 'n veranderlike uitgevoer word. In hierdie lesie gaan ons nou net gou weer kyk na hoe ons algebraïese uitdrukkings bou en vereenvoudig. Kom ons kyk hoe ons die volgende opdragte in algebraïese taal kan skryf as 'n algebraïese uitdrukking. Die eerste opdrag is die som van x en 3. Nou as ons kyk na hierdie opdrag, dan kan ons nou sien hierdie x-ie is ons veranderlike. Met ander woorde, x is nou ons plekhouer in hierdie opdrag. X is ons veranderlike en hierdie 3 is 'n konstante. Want 3 bly altyd 3, daarom is hy konstant. As ek nou hierdie opdrag as 'n algebraïese uitdrukking gaan skryf, dan gaan ek sê dit is x plus 3. As ek nou hier kyk, dan kan ek sien hierdie x is my veranderlike en hierdie 3 is my konstante. Die volgende opdragie gaan oor die verskil van x en y. Wel as x groter is as y. As ek nou hier kyk, dan kan ek sien hierdie x en y is albei veranderlikes. Met ander woorde, hulle is albei plekhouers. As ek dit in algebraïese taal moet skryf, dan gaan ek kan sê dit is x minus y, want onthou hulle het ook vir ons gesê dat x en y, x is groter as y. Met ander woorde, hierdie x en y bly nog steeds veranderlikes, so hulle word as plekhouers beskou. As die opdrag is om die produk van x en y te bepaal, dan weet ons hierdie produk is mos maal. En hierdie x en y is ons veranderlikes. As ons dit in algebraïese taal gaan skryf, is hierdie eintlik x maal met y. Maar in algebra laat ons die maalteken weg, so dis dieselfde as xy. As ons kyk na die volgende opdragie sê vir ons die kwosiënt. Kwosiënt is altyd deel. Die kwosiënt as 3 gedeel word deur x. Met ander woorde, 3 moet gedeel word deur x. As ons dit in algebraïese taal gaan skryf, dan gaan ons dit skryf as 3 gedeel deur x. In hierdie geval kan ons weer sien x is ons veranderlike. Met ander woorde, hy is ons plekhouer, net soos hierso is ons x ons veranderlike.
En ons kan sien dat hierdie 3 ons konstante is. So 3 bly ons konstante. As ons die opdrag moet in algebraïese taal skryf van die getal x vermenigvuldig met 6 en vermeerder met 3, dan beteken dit ons moet x maal met 6 en as ons x klaar gemaal het met 6 moet ons 3 daar bytel. As ons dit nou in die korrekte algebraïese taal skryf, dan gaan ons dit skryf as 6x plus 3. X is nou weer eens hier my veranderlike. En hierdie 3kie is my konstante. En 6 is my koëffisiënt. Met ander woorde, as ons kyk na ons algebraïese taal, dan het ons koëffisiënt wat die 6 is wat voor die x staan. My x is my veranderlike. En my 3 is my konstante. Volgende opdragie waarna ons kyk is A vermeerder met B. Nou hierdie vermeerder beteken plus. Met ander woorde, as ek hom in algebraïese taal gaan skryf, dan gaan dit wees A plus B, waar A en B my veranderlikes is. Die volgende opdragie waarna ons kyk, is die vierkant van C. Hulle kan soms ook vra die kwadraat van C. Dit beteken, dit is C tot die mag 2, as ons hom in sy algebraïese taal skryf. Volgende opdragie is 3 keer P. Nou keer weet ons is ook maal. Met ander woorde, as ons dit as algebraïese taal skryf, is dit 3 maal P, maar soos ek nou gesê het, laat ons die maalteken in algebraïese taal weg. So ons skryf dit as 3P. Die volgende opdragie waarna ons kan kyk, is om byvoorbeeld trek y van die som van 5 en x af. As ons hierna kyk, dan gaan ons sien die som van 5 en x is die eerste ding wat ons moet uitwerk. Som van is plus. Met ander woorde, as ek dit skryf, dan is dit 5 plus x, 5 plus x, en dan sê hulle verder vir ons, trek y af. En dan beteken dit, ons moet in aftrek beteken minus, met ander woorde dis minus y. Ons kan dit ook skryf as x plus 5 minus y. Die volgende voorbeeldjie wanneer ons kyk, of opdragie, die opdragie sê vir ons, Chester is k jaar oud, maar William is 4 jaar ouer as Chester. So hoe gaan ons nou William se ouderdom skryf in algebraïese taal? Hoe oud is William? William is met ander woorde k plus 4 jaar oud, want hy is Chester se ouderdom plus nog 4 jaar. Die volgende opdrag sê vir ons om die som van P en Q af te trek van hulle produk. Nou as ek mooi kyk na die som van P en Q,
dan kan ek mos nou sê die som van P en Q is plus, maar ek moet hierdie aftrek van hulle produk. Nou wat gaan die produk wees van P en Q? Die produk is maal. Met ander woorde, as ek P maal Q het, moet ek die som van P en Q aftrek van hulle produk. Met ander woorde, as ek dit in die korrekte algebraïese taal skryf, dan is dit PQ minus P plus Q. Die laaste voorbeeldjie waarna ons kyk, sê vir ons moet X lemoene verdeel tussen A getal seuns. Hoeveel sal elkeen kry? As ek nou X moet verdeel deur A, dan beteken dit X gedeel deur A is my algebraïese taal. Dit is dan net gou in kort weer die hersieningkie van hoe ons algebraïese uitdrukking skryf in algebraïese taal. Jy kan nou net die volgende paar opdraggies gou in algebraïese taal skryf, sodat ons daarna kan verder gaan met algebraïese uitdrukkings. Geniet dit!